So baie welkom by Women of Valor. Ons hart van Women of Valor is om sommer net 'n plek te skep waar vrouens en mammas kan saamkom en net so 'n bietjie kan gesels rondom die woord en oor hulle lewens en sommer net 'n ondersteuningsbasis te wees vir mekaar en ook te weet partykeer is daar ander wat in dieselfde omstandighede is, maar mens weet nie van mekaar nie. So dis lekker om saam te kan bid en raad te gee en te kan deel. Maar ek gaan sommer net vir ons bid voordat ons begin vanaand. Dat ons almal sommer net rustig sal wees en net oop sal wees vir dit wat die Vader ook wil sê en dan nou ook lekker saam kan gesels. So dankie Vader dat ons net vanaand as 'n groep vrouens kan saamkom en weet die doel van wat ons hier doen is om U te verheerlik, Vader. Dit gaan nie oor onsself nie, dit gaan nie oor my en oor my eie ek nie, maar dit gaan oor die een langs my en die een saam met wie ons die pad stap en om mekaar te kan ondersteun. En ons vra sommer net U seën op hierdie tyd saam as 'n klomp vrouens wat U naam wil groot maak. Ons vra dit als in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen. So, die video van Tian wat hy opgeneem het in Israel gaan oor 'n verbond met God. En wat regtig vir my uitgestaan het in die video, ek gaan nou so 'n bietjie na die tyd vir julle ook geleentheid gee om deel en ook julle hart te hoor. Maar wat vir my baie kosbaar was toe Dawid uit die stad uitgegaan het en hulle die ark na hom toe gebring en Dawid het gesê nee, vat dit terug. En dit was my so spesiaal om te besef dat hy ook die agting van die volk het, dat hulle ook in 'n verbond met God staan. Dat hy tot die besef gekom het dit gaan nie oor my nie. Want soos ons lees dat hy het vir die ark gedaan. So dit was sy liefde gewees, dit was sy hart gewees om God te verheerlik, maar toe hulle die ark na hom toe bring, en ek neem aan, omdat hulle hierdie liefde van hom gesien het vir God, het hy tot op die punt gekom wat hy besef het, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die volk staan ook in 'n verbond met God. So as mens dan 'n bietjie gaan kyk wat 'n verbond is ek neem julle almal sal saam met my stem, is wanneer daar 'n ooreenkoms is tussen twee persone of twee partye. Vandag het ons nog steeds verbonde in ons werksplek, in ons as mens 'n huurkontrak het, as jy koop, daar's 'n mondelikse verbond. Maar ek dink die grootste verbond wat ons in vandag se tyd mee gekonfronteer word of wat ons eintlik in staan is ons huwelike. En ek dink dis baie keer ook die een wat ons regtig die grootste laat besef wat 'n verbond eintlik is. Want dis 'n ding wat jy daagliks instaan. En dan is dit so belangrik, net soos wat Dawid agting gegee het op die volk se verbond dat hulle ook in 'n verbond met God staan. Dan is dit so belangrik om te besef dat ek is nie die enigste een wat in 'n verbond met God staan nie. Ek dink as ons terugverwys na die huwelike toe, die skrif is vol van die bruid en die bruidegom en die bruilof. So duidelik is huwelike vir die Vader 'n baie belangrike deel. En ek dink is juis om hierdie ding te besef dat my huwelik met my man is anderster as Gila se huwelik met haar man of Anet se huwelik met haar man. Ons huwelik is nie dieselfde nie, maar tog is die gronde dieselfde. In die sin van ek weet baie duidelik wat se lyne daar is binne in 'n huwelik wat gaan maak dat as iemand buite daai lyne optree dat hulle verbond verbreek. En net so met ons verbond met God. Ons verhouding met God is nie noodwendig dieselfde as die enetjie langs ons, as ons maatjie, as ons huweliksmaatjie of mamma of sussie of vriendin se nie. Maar die gronde bly dieselfde. Hoe om in 'n verbond met God te wandel en God het vir ons daai voorgegee hoe om in 'n verbond met hom te wandel. Maar ons verhouding is nie dieselfde as die een langs ons nie. En dis maklik om dit te sê want ons almal besef dit as mens dit sê. Maar as jy met jou huweliksmaatjie stap en hy dien die Vader op 'n ander manier as wat jy hom dien, is dit baie moeilik om tot daai besef te kom dat hy is ook in 'n verbond met God. Dalk nie op dieselfde manier as wat hy is op dieselfde verhouding as wat ek in verhouding is met God nie, maar ek moet ook 'n agting hê vir die verbond wat God met hom het en die verhouding wat God met hom het. Want dit veroorsaak baie keer skeer binne in ons huwelike omdat ons nie die agting het vir die verbond wat ons huweliksmaatjie ook met God stap nie. En dan wil mens baie keer stry in plaas van om tot op die punt te kom wat jy sê, hoe ag ons mekaar se verbonde en stap in dieselfde in eenheid in 'n verhouding en in eenheid in 'n verbond met God. So dit is my maar net kosbaar om ook daaraan te dink om
Ja, ek dink my grootste vrees in my huwelik is om ooit buite daai verbond op te tree en daai respek en daai verbond te verloor. En ek dink baie keer, ek het vandag sommer gewonder of dit nie dalk die vrees van God is wat die Bybel na verwys nie. Is om daai vrees te hê om buite daai verbond op te tree. Want in Prediker sien ons dat die vrees van God is om sy wette te onderhou. Maar in Spreuke sien ons dat die uitkoms van die vrees van God is lewe, dis 'n fontein. So dis nie 'n ding wat swaar moet wees nie, dis nie 'n swaar vrees wat dit moet wees nie, maar dit is om daai verbond te beskerm. 'n Vrees om nie buite die verbond wat God met ons gesluit het op te tree nie, maar om binne in daai verbond te bly. Ja, so dit is vir my baie kosbaar gewees. So die 3 goedjies wat vir my opgestaan het is die agting wat Dawid het vir die verbond met God. Dan is dit ook ons wat in 'n verbond met God, dis die tweede punt waarna ek wil raak, is ons wat in 'n verbond met God staan. Wat is ons verantwoordelikheid? En dan die derde een wat ek dan nou na toe gaan is om hoe dat God ook ongoddelike verbonde eer. Maar ons sal nou by hom uitkom. So die tweede puntjie wat ek sommer oor wil gesels is dat ons wat reeds in 'n verbond met God staan, hoe is dit ons verantwoordelikheid om dit met ander te deel? En ek het nou so begin weer om sommer die videoetjies van my skoonpa en van Tiaan te kyk wat hulle opgeneem het oor die Torah porsies. En hierdie week sin is ons nou Emor. En dit was vir my so spesiaal geweest toe ek nou vandag bietjie begin voorberei en ek besef dis eintlik die tema van die Torah porsie ook, dat ons 'n koninklike priesterdom is wat dan nou dien in hierdie tempel saam met ons hoëpriester Yeshua om ander mense ook tot inkeer te kom. En dit was vir my so mooi wat my skoonpa gesê het is dat ons liggame nou die tempel is. So ons hart is die allerheiligste, ons oë is dan die heiligdom en ons mond is die voorhof of die buitehof wat ander moet inbring dat hulle die heiligdom en die allerheiligste ook kan ingaan en dat ons in geregtigheid moet wandel om ander ook tot inkeer te bring. En mens wil so baie keer so as jy gefokus op jouself, maar net so het Dawid ook gesê, dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan ook oor die rondom my. Hoe om hulle by die Vader uit te bring, om nie net te kyk na hoe my verhouding kan groei nie. Ja, dit is belangrik, maar om ook te sê dat die rondom my se verhouding moet groei. Franet, hulle was nou 'n bietjie saam met ons in Israel en ons het die eendag so 'n lekker gesprek gehad oor wanneer die saaier uitgegaan het om saad te gaan saai. Het hy eintlik, wanneer 'n boer uitgaan om saad te saai, dan beplan hy dit. So daar word nie toevallig saad gesaai nie. Jy gaan uit, dit word beplan en jy saai saad. En net so ons as gelowiges, mense dink so baie keer ag jy hoop daar 'n saadjie geval. Maar jy moet begin uitgaan en sê, ek is in 'n verbond met God. Hierdie is my metode hoe ek saad gaan saai, hoe ek ander ook gaan inbring in hierdie verbond met God in. Want dit is die Vader se hart. Die Vader se hart is en dis hoekom hy sy seun gestuur het om hierdie nuwe verbond met ons as mensdom te sluit. En dat dit nie net vir sy volk is nie, maar dat ons ook kan deel word van hierdie verbond en dat dit nie 'n toegeslote of 'n ingeslote of 'n geheimenis is nie, maar dis ook vir die wêreld dat almal tot inkeer kan kom en dat ons dan nou saam ook die Vader kan dien. So ja, ek wil sommer vandag vir julle ook nooi as vrouens en mammas in julle huise om net weer te besef dat ek ag die verbond wat die Vader ook met my man het en ek ag die verbond wat die Vader met my familie het as hulle in 'n verbond met God staan. En ons hoef nie noodwendig in dieselfde verhouding te staan nie, maar om regtig 'n verklaring te maak soos wat Dawid 'n verklaring gemaak het om te sê hierdie ark van die verbond behoort nie net aan my nie. Ek en my huis, ons sal die Here dien en ons sal in eenheid in hierdie verbond optree wat God met ons besluit het. En ek sal my bes te doen om die een langs my te help om ook nader in daai verbond te kom. Deur liefde en deur self in geregtigheid te wandel en deur saam te groei en saam te bid, sal ek my man en my kinders oprig om ook in die verbond met God te wandel of my werknemer of my werkgewer oprig om ook in die verbond met God te wandel wat ek wandel. En ek dink dit is so mooi. Ek dink iemand het gister vir my dis vreeslik om te sê, sy het die uitspraak gemaak dat as sy nie getroud was nie en sy die huwelik van haar sussie met haar man gesien, dink sy nie sy sou ooit wou trou nie.
Maar genadiglik is sy getroud en sy weet wat dit is om saam die Here te dien, om vir God te dien. En ek dink dit is dieselfde met ons verbond met die Vader. As iemand van buite af kyk en hy kyk na jou lewe en hy sê, as dit 'n verbond met God is, wil ek nie in 'n verbond met hom staan nie. Of iemand kan na jou lewe kyk en hy kan sê, "Sjoe, die liefde, die groei, die mens wat daai persoon is, as dit 'n verbond met God is, hoe kry ek dit? Hoe kom ek nader?" En dan die derde ding, en ek dink dis die moeilikste een om oor te praat, is dat God eer ook ongoddelike verbonde. En ons sien voorbeelde van dit in die skrif as ons kyk na Tiaan het nou begin met sy Bybelskool. So ek weet nie wie van julle is almal deel van die Bybelskool nie, maar ek het ook getrou my huiswerk gedoen. En ek het sommer gelees oor Abraham wat toe nou Sara wat nie swanger geraak het nie en sy toe na haar slavin vir Hagar gegee en Ismael is gebore. En God het vir Ismael gesê dat hy gaan hom steeds seën omdat hy nageslag van Abraham is, oor die verbond wat God met Abraham gesluit het. En ons nog voorbeelde in die skrif, ook in Josua wat mense dit sien, dat God sê, ongeag van die ongoddelike verbond wat daar gesluit is of wat daar gebeur is, ag ek die verbond wat daar gesluit is, want verbonde is vir God belangrik. En ja, ek dink so baie, ons kry gereeld mamas en vrouens wat na ons toe kom wat sê, my huweliksmaatjie wil glad nie die Vader dien nie, of hy stap glad nie die pad nie. Daar's baie mense wat tot op egskeiding gekom het as gevolg van dit, en ek besef dat elkeen se journey verskil, maar God eer tot ook daai verbond wat julle gesluit het voor hom. Dis 'n verbond wat God eer, en dis 'n verbond wat hy verwag ons moet eer. En dis nie maklik nie, dis 'n groot taak. Ek besef dis nie maklik nie, ons het soveel mense met wie ons werk, en ek besef daar is soveel seer. Maar iewers moet mens op die punt kom wat jy sê, Vader, hierdie verbond moet ek ook ag, want dit is 'n verbond wat ek voor U gesluit het. En dan moet mens, dis ongelukkig baie werk en baie hartseer, en ek dink baie seer wat baie keer daar ingaan, want die harte verskil. Maar mens moet baie keer soos Dawid ook maar net stil bly of vlug uit die stad. Ek weet hy het gevlug vir sy lewe om te sê, U verbond is meer werd as my koningskap, as my plek om te heers. En ja, ek wil sommer net vir julle elkeen bid dat waar julle ook al is in julle journey en julle verhoudings met julle huweliksmaatjies of met die rondom jou verhoudings wat dalk bietjie moeilik is, dat die Vader julle sal insig en wysheid gee hoe om in daai op te tree en om nog steeds in sy verbond op te tree, maar ook liewer ander rondom julle tot inkeer te bring, as wat mens ander wegstoot oor dit wat jy wys wat die verbond is waarin jy staan. So ja, dankie Vader dat ons net vanaand, dat ek vir elkeen wat hier is, dat ek net vir hulle kan bid en sê, Vader, U ken elkeen se plek, U ken elkeen se pad, U weet waar elkeen is. Vader, U is in 'n verbond met elkeen van hulle, maar die verhouding met elkeen van hulle verskil. Vader, en ek wil vra dat U elkeen kom ontmoet op die plek waar hulle is. En die uitdagings wat hulle het, is dit in hulle huwelike, is dit in werksverhoudings of in familieverhoudings. Vader, dat U vir hulle die insig en die wysheid sal gee, hoe om die rondom hulle in te trek by die verbond wat U gesluit het met ons as mensdom, om hulle deel te maak van hierdie verbond, in plaas daarvan om hulle weg te stoot. Om te ag dat hulle ook die voorreg het om in 'n verbond met God te staan, in plaas daarvan om te voel dat hulle verdien dit nie. Vader, dankie vir hierdie geleentheid om sommer net as vrouens en mamas saam te kom en net U hart te soek. Ons vra dit als in die Seun se naam, Yeshua ons Messias. Amen.